Welkom van my kant af. Lekker om elke van julle te sien. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek sover. Kyk, ongeag hoe jou Sondag geloop het, jou Sondag kon baie erger gewees het as hoe hy was natuurlik. Maar ek sal nou daarby uitkom dalk. Miskien moet ek net hierdie noem. Ons gaan vanaand aan met ons reeks en ons sluit vanaand eintlik af met ons reeks Eerste dinge eerste. So hierdie is 'n 2-week reeks. En hoekom dit belangrik is om uit te wys dat hierdie 'n 2-week reeks is vanaand, is 2 weke is min of meer ook hoe lank dit my sou vat as ek vandag die Comrades moes gaan hardloop het. Ek is nie een van daai mense wat om in 12 ure sou kon doen nie. Ek sal waarskynlik na 12 ure as daai, ek weet nie of die klokkie lui of die sirene afgaan, dan sou ek nog gewees het by die beginstreep half amper en myself nog moes inpraat om te begin daarmee. Ja, dis nou nie 'n geheim vir julle nie, maar ek is definitief nie gebou soos Gerda Steyn nie. Ek kan ook nie hardloop soos Gerda Steyn nie. So ek is nie te skaam daaroor nie. Ek dink eintlik dalk miskien is sy van 'n ander planeet of iets, maar ook het ek gehoor sy's 'n Vrystater, so dit maak seker sin. Sy ken van hardloop. Maar nietemin, dis lekker om elkeen van julle vanaand te sien en ek is so opgewonde dat ons vanaand kan voortgaan met ons reeks en soos ek noem dan ook afsluit eintlik vanaand met ons reeks Eerste dinge eerste. En as jy dalk miskien verlede week gemis het, verlede week toe ons die reeks afgeskop het, Jonah het die reeks vir ons afgeskop en hy het nogal deurlopend verlede week in sy boodskap verwys na hierdie interessante stukkie meubel, hierdie furniture, 'n laikas. Iets wat nie noodwendig vreemd is vir enigiemand van ons nie. Ons het waarskynlik een of meer van hierdie ouetjies by die huis en jy gebruik hom vir verskeie dinge. Kyk, daar's mos verskeie funksies wat 'n laikas kan verrig. Jy bære 'n paar belangrike goed in hom en dan natuurlik ook so 'n paar minder belangrike goed wat jy eintlik nie 'n ander plek voor het nie en dan wonder jy waar kan ek dit wegsteek? Laikas, daar gat hy en ons sit hom in die laai wat ons nie noodwendig graag wil gebruik nie. En toe Jonah verlede week gepraat het my nogal eintlik baie gegrip en ek was so mal oor sy boodskap gewees hoe hy verwys het na al die dinge in ons lewe en al die fasette van ons lewe of dit dalk miskien jou geloof is, jou godsdiens of dit dalk miskien is jou werk of jou verantwoordelikheid by die huis as 'n ouer of as 'n man of as 'n vrou, wat ook al dit mag wees, jou stres oor finansies, al hierdie dinge is dinge wat ons bou of deel maak van ons laikas. En baie keer wonder ons maar waar moet God inpas in hierdie prentjie. En as jy verlede week se boodskap gemis het, wil ek jou regtig eintlik uitdaag en uitnooi. Gaan maak seker jy kyk daai boodskap. Hy is op ons YouTube page, so dan kan jy hom lekker volg en dan is jy op datum met hierdie 2-week reeks wat fantasties sal wees. Maar deurlopend verlede week toe Jonah gepraat het en verwys het na hierdie laikas en ons is besig met hierdie reeks Eerste dinge eerste, is daar die heeltyd hierdie een gesegde wat ons goed ken in Afrikaans wat deur my kop hardloop en ek kon myself nie keer of myself nie help om die hele tyd net te dink aan hierdie spesifieke woorde nie. En ek glo jy het al hierdie woorde gehoor of waarskynlik gebruik op 'n stadium. Uit die boonste rakke. Is dit nou nie 'n pragtige Afrikaanse uitdrukking nie, julle? Uit die boonste rakke. Wat 'n pragtige manier om iets te beskryf. Iets wat is. Iets wat goed is. Iets wat kwaliteit het. Inteendeel nie net iets wat kwaliteit het nie, maar iets wat top kwaliteit. Dus ek dink die Engelsman, hy het 'n manier hoe hy dit sal sê. Hy sal sê iets is top notch. Kyk, top notch is cool, maar ons het so 'n paar ekstra letters by, 'n paar ekstra woorde uit die boonste rakke. Kyk, dit raak nog meer impressive as jy dit meer kleurvol kan beskryf op daai manier. Nou ek weet nie waar hierdie gesegde eintlik sy oorsprong vandaan het nie. Ek het probeer navorsing doen. Ek het gegoogel, ek het ewen ge-ChatGPT, ek het toe weer gegoogel, so dit wys jou ek was baie desperaat geweest. Ek het lank gesoek. Ek kon nie noodwendig 'n goeie bron of goeie inligting kry oor dit waar dit vandaan kom nie. Maar ek dink dis tog eintlik so 'n bietjie voor die hand liggend. Ek wou eintlik net bevestiging daarvoor gekry het. Iewers het dalk miskien in een van ons oupas of oumas was daar 'n reël geweest dat jy al jou beste en mooiste goede altyd bære daar mooi in die boonste rakke waar niemand kan bykom nie. Wat nogal interessant is, nê, want die dinge wat ons dan sê belangrik is, wat kosbaar is, wat waardevol is, dit wat ons moet beskerm, ons bære daar mooi in die boonste rakke. Wat's ironies daarvan? Dit raak ook die dinge wat mense dan die minste gebruik. Raak die dinge wat mens nooit meer by uitkom nie. En dan ewe skielik is dit 'n ander idee in vergelyking met hierdie laikas, wat die boonste rak in sy voorbeeld waarskynlik die een is wat 'n mens die meeste gebruik of iets wat algemeen gebruik word, die belangrike goed wat jy naby wil hê wat ons tipies in hierdie boonste laai dan sal bære. Nou besef ek jy dink ook okay Tommy, maar jy raak net te mekaar met meubels, want hierdie is 'n laikas. Hy het laaie. Hy het nie rakke nie. Nou mense sê vir my ek's baie goed met taal. Ek het dit al gehoor. Maar ek moet bieg, hierdie is een ding wat ek altyd verkeerd kry. Ek sal konstant vir Christina sê, maar dis in die laai, dan bedoel ek dis in die rak. Dan sal ek vir haar sê nee, maar dis in die rak en dan het ek bedoel die laai. Ek ruil hulle die hele tyd om en vanaand gaan ek oop en eerlik met julle wees. Ek dink daar's 'n goeie rede daarvoor. Ek het die verkeerde opvoeding gekry wanneer dit kom by hierdie gesegde en hopelik kan julle met my vereenselwig. Miskien is jou
frame of reference of dit wat jy onthou van hierdie gesegde, nie noodwendig die woorde uit die boonste rakke nie, maar miskien onthou jy dalk miskien wat hierdie man gesê het, ou bos, uit die boonste gestoeltes. Bekend vir enige van ons? Moet nie nou maak of jy nie 7 land gekyk het nie. Dis 'n bad idee om nou te jok en sê nee, ek weet nie, wie is daai ou? Nie 'n klou nie. Uit die boonste gestoeltes. Nou kyk, ek dink ou bos as 'n karakter het vir ons waarskynlik baie dinge of gesegde of vreemde woorde of vreemde uitdrukkings geleer deur die jare heen en dit het my eintlik nou net gebring by die plek waar ek vanaand uiteindelik hierdie boodskap wat ek getitel het en steeds gaan hou uit die boonste rakke uit. Eintlik kan ons die volgende sê. Julle wanneer ons dink aan hierdie gesegde en bear with me vir vanaand, uit die boonste rakke of laaie of gestoeltes dis jy kan baie letters en woorde bysit as jy dit graag nog miskien sal wil doen. Dis iets wat goed is, iets wat belangrik is, iets wat waarde dra. En hier is die vraag wat ek eintlik so mee wil afskop vanaand. So as dink aan hierdie gedagte van 'n boonste rak of 'n boonste laai. Hoe kan ek 'n boonste laai lewe leef? Hoe kan ek 'n lewe leef wat beskryf kan word as 'n boonste laai lewe? En as dit dalk miskien op hierdie stadium nog steeds vir jou effens onduidelik is of jy volg nie heeltemal nie, Tommy, wat is 'n boonste laai lewe? 'n Lewe wat jy kan glo en oortuig is van, maar hierdie lewe is belangrik. Hierdie lewe is waardevol. Hierdie lewe is kosbaar. Hierdie is 'n lewe wat raak gesien word. Hierdie is 'n lewe wat bruikbaar is, wat 'n impak maak, wat 'n doel het. Dis 'n boonste laai lewe en dalk miskien om dit net eenvoudig as moontlik te stel. As ons eerlik is met mekaar vanaand, wat ons dink of wat ons wat in ons gedagtes aangaan wanneer ons waarskynlik dink aan 'n boonste laai lewe, 'n lewe wat net so klein bietjie beter is as blank. En jy kan invul wat daai blank is. 'n Boonste laai of 'n boonste rak lewe, net so klein bietjie beter as my buurman, net so klein bietjie beter as my broer of as my suster, net so klein bietjie beter as my kollega of dalk miskien net dis jy het nie een spesifieke persoon wat jy aan dink nie, net so klein bietjie beter as gemiddeld. Wil jy net 'n gemiddelde lewe leef nie? Ek wil 'n boonste laai lewe leef, beter as gemiddeld. 'n Lewe van waarde, 'n lewe wat sin maak, 'n lewe wat 'n impak maak, 'n lewe wat belangrik is en wat waardevol is. Beter as net die normaal of die gewone. Nou wat interessant is Jesus se disippels, sy volgelinge, die wat saam met hom gestap het en letterlik fisies saam met hom geloop het en gewandel het en 'n pad gestap het so 2000 jaar terug, hulle het presies dieselfde behoefte gehad. Hulle het dieselfde ding beleef eintlik, maar hoe kan ek stap 'n pad saam met Jesus, maar hoe kan ek seker maak ek stap 'n boonste laai lewe saam met Jesus? En ons sien hierdie interessante gedeelte in Markus 9 vanaf vers 33. Dit sê die volgende: Toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, het hy wat Jesus is vir hulle gevra, hulle wat die disippels is, waaroor het julle langs die pad geloop en praat? Hulle het egter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het gaan sit en die 12 geroep. Hy sê toe vir hulle: As iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laaste en almal se dienaar wees. Heelpad loop hulle in stry, wie is die belangrikste? En Jesus gebruik hierdie geleentheid om saam met hulle te gaan sit en hy sê, maar as jy eerste wil wees, moet jy laaste wees en bereid wees om almal se dienskneg te wees. Maar ek wil net so 'n bietjie backtrack eintlik. Imagine net hierdie. Sien dit in jou verbeelding of amper kry hierdie prentjie van hoe dit waarskynlik moes wees. 2000 jaar terug, jy's deel van die 12 wat Jesus geroep het. Hy het 12 persone spesifiek geroep en gesê, maar word my volgeling, en op daai wyse saam met hulle gestap en hierdie het later die apostels geraak, maar jy's deel van 'n baie elite few, 'n select few mense. Jesus het nie net links en regs geloop en almal wat hy gesien het, heeltyd voor gesê, okay, maar jy word my volgeling en loop saam met my en jy word my volgeling en loop saam met my nie. Jesus het vir mense vertel, hy het God se koninkryk verkondig, hy het wondere verrig, hy het baie dinge gedoen, maar hy het vir hierdie spesifieke 12 mense geroep op die naam en gesê, maar word my volgeling, stap saam met my. Uit al die mense wat hy kon kies, uit al die mense wat hy kon roep, uit almal wat moontlik beskikbaar was, en daar was heelwat opsies gewees, glo ek, ons spot baie keer en sê, die mense wat Jesus geroep het, was waarskynlik die wat die B-span eintlik was. Dis nie die obvious kandidaate gewees, die sterkste, die rykste, die mees indrukwekkendste mense wat hy eintlik geroep het. Nee, hy het baie normale mense geroep, en ons baie van hulle, want dis hoe normaal werk,
Baie mense val in die kategorie van gemiddeld of normaal, want dit is hoe gemiddeld werk. En Jesus roep spesifiek hierdie 12 en jy's deel hiervan. En dan, terwyl jy weet, jy's deel van hierdie handjievol, hierdie 12 wat hy geroep het en gesê het, stap saam met my, is dit wat hulle self mee besig hou terwyl hulle loop. Stry met mekaar, beklei met mekaar, maar wie is die belangrikste? Wie het hy eerste geroep? Wie het hy bietjie meer geroep as vir die ander een? Ek weet nie of hulle dalk miskien vir mekaar gesê het, jy dink Jesus het jou geroep, broer. Hy het my geroep. Hy het my hy het my gesmeek, hy het my gevra, asseblief, loop saam met my. En toe het ek so 'n bietjie hard to get gespeel en toe gesê, okay, is reg, fine. Ek sal eventueel, ek weet nie, dis nie hoe dit gebeur het nie, julle, dis net 'n grappie, maar imagine net hoe hulle hieroor stry. Wie is die belangrikste? Nou, miskien is hierdie vir my moeilik om mee te relate met hierdie gedagte of hierdie prentjie. Want ek het nooit in my lewe enigsins moes gewonder het of gestry het of beklei het met my broers en susters oor wie my ma se gunsteling kind is nie. Ek weet ek's my ma se gunsteling. Ek is haar enigste, maar ek het geweet. Ek is haar favorite. Sy's die liefste vir my, meer as enigiemand anders. Ek's belangriker as al die ander. So ek weet nie dalk miskien enigiemand van julle wat dalk 11 boeties of sissies het wat bietjie hierdie fight gehad het. Hulle is liewer vir my. Ma en pa hou meer van my. Ek's belangriker. Dalk miskien is dit waar hierdie geveg vandaan kom as daar 11 ander is wat jy tussen moet fight en beklei, maar dis vir my absurd eintlik hierdie prentjie om te dink dat hulle hieroor stry. Jesus roep jou, loop saam met my, volg saam met my en hulle stry oor, maar wie is die belangrikste? Wie is die een wat Jesus die meeste voorlief is of die graagste mee wil 'n pad stap? Nou interessant, hier is nie die enigste keer wat hierdie gebeur het vir die disippels nie. Dis waarskynlik 'n gereelde uitdaging vir hulle gewees. Maar ek beleef so, dis eintlik vir ons ook 'n gereelde uitdaging. En dalk is hierdie iets wat moeilik is vir jou om te erken. Maar hoe dikwels gebeur dit in jou lewe wanneer iets dalk miskien uitspeel, anders as wat jy voorgehoop het, voorgebid het of voorvertrou het, dat jy begin wonder, maar is ek belangrik vir God? Sien hy my raak? Is hy lief vir my? Is ek dalk miskien een van die wat nou maar ongelukkig net saamgesleep is of saamgetrek is of het hy regtig 'n plan vir my? Is hy regtig lief vir my ook? Is dit nie so dat ons baie keer begin twyfel of wonder, onseker raak oor of hy werklik dink ons is belangrik en werklik dink ons maak saak of lief is vir ons nie? En een so gedeelte kort eintlik na hierdie gedeelte in Markus 9 wat ons sopas gelees het, is daar baie interessante verskynsel. Johannes en Jakobus, twee broers wat deel is van die 12, die seuns van Zebedeus. Hulle raak so 'n bietjie slimmer hiermee. En in plaas daarvan om weer in 'n gestryery of in 'n gesprek betrokke te raak met die ander disippels oor wie is belangriker of wie maak die meeste saak, kies hulle om sommer die queue te skip en hulle gaan direk na Jesus toe. En hulle vra vir hom: "Here, eendag wanneer U nou op die troon sit en regeer en U is koning en Israel is weer herstel en alles is weer hankie-dorie, maanskyn en rose, kan ons, Johannes en Jakobus, kan ons langs U sit, weerskante van U op die troon en so saam eintlik regeer? Kan ons daai ereplekke langs U kry by die heiligdom?" En Jesus gebruik dan hierdie geleentheid om vir hulle ook te sê, maar ek dink nog nie julle verstaan heeltemal nie. Dis goed om dalk miskien 'n ereplek te wil hê en raak gesien te wil word, maar sien raak hoe hierdie gebeur. En dan Jesus hulle geantwoord op hierdie manier, Markus 10 vanaf vers 42. Jesus roep hulle toe bymekaar en sê vir hulle: "Julle weet in hierdie wêreld tiranniseer die sogenaamde maghebbers die nasies en die magtiges domineer hulle. Maar onder julle moet dit heeltemal anders wees." Onder julle wie ek geroep het, moet dit nie doen of moenie wees soos presies wat dit is in die wêreld nie. Moenie probeer voor in 'n ry indruk of boor ander mense klim of boor mense trap om uit te kom daar waar jy dink jy moet wees nie. Onder julle moet dit heeltemal anders wees. En dan sê hy: "Wie onder julle 'n leier wil wees, behoort almal te dien. En wie eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees. Selfs ek, die seun van die mens, het immers nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en so selfs my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense." En hier is 'n paar beginsels wat Jesus eintlik net kortliks uitlig. Koninkryk beginsels eintlik, en ons ken hierdie, ons het hierdie al baie gehoor. Wie eerste wil wees, moet eintlik eerste wees om te dien. Dis waar jy eerste moet wees, en jy gaan weet, dit gaan beteken dat in die lewe gaan jy in baie ander rye, of in baie ander situasies, waarskynlik laaste wees. En dis okay. Maar in jou proses om eerste te wees, en dan eerste te wees om te dien, moet jy bereid wees om nie net te dien wie jy wil nie, maar 'n slaaf te wees vir almal. Slaaf te wees vir almal. Ek wil met julle eerlik wees vanaand. Ek dink hierdie gedeelte klink soos een vir my, en ek het net hierdie vermoede, dat 'n gedeelte is soos hierdie, maar wees 'n slaaf vir almal, of as jy eerste wil wees, moet jy laaste wees.
Dit klink dalk miskien baie keer vir ons as een van daai gedeeltes in die Bybel wat ja, maklik om te sê, maar moeilik om te doen. Dit is maklik om te hoor, is maklik om te verstaan, maar om dit te doen is waar dit moeilik is. Maar ek moet eerlik wees, ek dink nie noodwendig dis die geval nie, want ek's bereid om te erken, ek dink partykeer is selfs moeilik om hierdie te verstaan. Ek dink dit is moeilik vir ons om hierdie gedagte te verstaan. Ek dink dit is moeilik vir ons om werklik te begryp en werklik te kan weet maar wat dit is wat Jesus eintlik vir ons sê wanneer hy sê maar as jy eerste wil wees, moet jy laaste wees en almal se slaaf wees. En hierdie is hoekom ek dit sê. Ek dink daar's 'n groot gevaar daarin vir ons, want wat ons doen ongelukkig wanneer ons woorde soos hierdie hoor, ons begin die volgende dan aanneem en die volgende waar maak. Ons sê vir onsself die volgende: okay, hoe meer ek doen, hoe meer gaan God my raak sien. Hoe meer ek doen vir ander mense, hoe meer ek doen vir hom, hoe meer ek kan besig wees, hoe meer ek aan die gang kan raak, hoe meer dinge ek kan doen, hoe beter gaan ek gaan meer voor in die ry wees. Ek dien almal, ek's heeltyd besig, ek's betrokke, hoe meer ek doen, hoe beter gaan dit wees. Dis wat Jesus tog sê, maar 'n slaaf wees vir almal. En die gevaar is ons kan dink dat ons plek in God se ry afhanklik is van wat ons doen. En dis definitief nie wat die geval is nie. Jy sien, om meer dinge vir God te doen, is definitief nie so goed of so belangrik soos om meer by hom te wees nie. En ek weet dit is baie eenvoudig. Maar ek deel hierdie want ek self sukkel dikwels hiermee. Die voorreg het om met mense te kan werk. Die voorreg het om deel te wees van mense se stories, deurbrake in hulle lewe. Ons bid saam vir sekere dinge. Ons vertrou die Here vir oop deure. Ons sien ongelooflike dinge en dit raak baie maklike 'n struik waarin ek kan trap, waarin enige van ons kan trap. Hoe meer ek doen, hoe meer ek bereik, hoe meer ek vir ander mense kan bystaan, hoe meer gebede ek vir ander mense ook kan bid, absoluut, hoe meer gaan God my raak sien. Hoe liewer gaan hy vir my wees, hoe meer gaan ek voor in hierdie ry wees. En hierdie is tog die eenvoudige realiteit hieroor. Dit maak nie saak eintlik waar jy voel jy in die ry staan om by God uit te kom nie, want dis baie keer wat ons dink ons doen, maar dit help ek staan net in die ry en wag tot God na my toe kom nie. Ek sal moet, jy weet, moves maak. Ek moet myself daarvoor kry. Ek moet nader aan hom kom. Die realiteit is jy hoef glad eintlik nie eens in 'n ry te staan om by God uit te kom nie. Vandag is Pinkster. Is die dag wat ons vier, die grootste geskenk, die uitstorting van die Heilige Gees. God wat homself teenwoordig kom maak en nie waar kom woon of wat ek al in een of ander kerk of een of ander gebou nie, maar in ons self. In ons liggaam, hy maak ons sy tuiste, sy tempel. Hy wil by ons wees en hy is by ons. Ons hoef nie baie dinge te doen om hom te moet beleef of hom as naby te hê nie. Hy is by ons. En hy sê die volgende in Matteus 19 vanaf vers 30 in die boodskapvertaling sê dit: mense wat nou hier op aarde baie belangrik is, sal glad nie 'n plek kry in God se nuwe wêreld nie. Want diegene wat nou agter in die ry van die lewe staan, omdat hulle my volg, sal daar belangrik wees. Jy sien, as jy agter in die ry van die lewe staan, maak jy eintlik saak hoe ver agter jy in daai ry van die lewe staan nie. Jesus is by jou. Dit is tog eintlik al wat saak maak. En my hart breek wanneer ek stories hoor en wanneer ek dit self raak sien in my lewe van mense wat alles in hulle vermoë doen, hulle self afsloof om hulle self aan God te bewys. Om 'n lewe te lewe wat amper maar Here, kyk hoe indrukwekkend is ek, of Here, kyk net hoe baie doen ek dat U my net kan raak sien. En mense doen dit en hulle mis die realiteit dat Jesus alreeds by hulle is. Imagine dit. Imagine jy staan letterlik fisies in 'n ry iewerste. Ek weet nie, in 'n ry by Gold Reef City en jy wil graag die Anaconda ry of die Tower of Terror, maar kom ons wees realisties. Niemand wil dit ry nie. Tower of Terror, nee, Anaconda, Peter. Kom ons sal hom eerder doen. En jy kom agter die ry is lank en dit gaan staan. Jy gaan moet, jy weet, maar as jy dan begin dink, okay, maar miskien as ek weet nie, vriende maak, die regte ou my chommy maak, ek gaan vriende maak met die ou 10 plekke voor my. En as ek chommy genoeg met hom is, miskien gaan hy my vorentoe trek en dan skuif ek weer my fokus na nog vorentoe en ek gaan moves maak, ek gaan besig wees, ek gaan bedrywig wees. Wat as jy so iets doen en jy mis nog die hele tyd dat iemand wat jy dalk miskien baie voor lief is of graag soveel tyd saam spandeer nog die hele tyd saam met jou was en jy hoef nie te gemove het tot 'n voorkant van die ry nie. Ek moet net hierdie storie eintlik gekortliks deel. My vrou sal my verseker daarvoor vergewe. Ons is baie keer so besig en so op en af en net eintlik aan die gang dat ek weet nie of dit met jou ook so is nie, wanneer jy op jou haastigste is om iets te doen, gou winkel toe te gaan en net iets vinnig miskien te koop, dan land jy altyd in daai ry by die kassier, by die aisle waar die tannie met haar
jaar se groceries voor jou is. Of dalk miskien is dit meer as 'n jaar se groceries, ek weet nie, maar dis baie groceries en dan is jy nou maar geduldig. Dit sal nice as die tannie sê, "O, jy het net 2 items, kom maar voor," maar jy moet nou maar staan en wag agter daai 3 trollies of wat ek al, dis okay. Nou, hoekom ek sê ek hoop my vrou vergewe my, sy het vir my gedeel, sy het so sleg gevoel in hierdie week was sy in die ander kant van so 'n situasie. Ek dink sy moes iets vinnig gaan koop het by Spar. Ek dink dit was 'n sakkie eie of wat ook al, dalk net eie met braaier skoon gemaak het en ek stuur haar, sy's 'n goeie vrou, gaan koop gou 'n sakkie eie en ja, letterlik koop sy net hierdie eie. En ek ken nou presies hoe dit gebeur het, want ek was nou nie daar nie, maar sy het vir my vertel. Maar agter haar is daar toe nou 'n jong paartjie wat net vinnig ook ietsie kom koop en hulle kies haar aisle omdat sy net 'n sakkie eie het en is vinnig. En Christina het blykbaar eers die verkeerde kaart gebruik en toe eventueel raak sy besig met haar foon toe sy die ander kaart soek en toe vergeet sy moet betaal en toe herinner die kassier haar, "Gaan jy nog betaal?" Sy sê, "O ja, ek's nou op Facebook, ek het iets anders te hier intussen raak gesien." En ek dink die arme paartjie agter haar was baie frustreerd geweest dat dit so lank vat om 'n sakkie eie te koop, maar nietemin, partykeer is 'n mens so besig, né? Partykeer is 'n mens so vasgevang eintlik in alles wat moet gebeur en dalk terwyl jy besig is om iets te doen, dan trek iets anders jou aandag af want jy sien 'n notification op Facebook of iets anders kom op of daar gaan 'n gedagte deur jou kop. Jy raak eintlik weggevoer en jy vergeet van dit wat om jou aangaan. Ons is so vasgevang en so oorweldig deur al die bekommernisse van die lewe. Alles wat moet gebeur, alles wat so verskriklik besig is. En hierdie is eintlik die gedeelte wat die hart agter die hele fokus van hierdie 2 week reeks is. Eerste dinge, hierdie gedeelte in Matteus 6 vers 33 waar Jesus sê, "Nee, maak die koningsheerskappy van God en dit wat vir hom reg is, julle prioriteit. Maak dit eerste. Dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. Moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal genoeg." Ek is mal oor hoe Jesus hierdie deel maak van hierdie groot opdrag, soek eerste God se koninkryk bo alles. En wanneer hy dit sê, dan sit hy konteks saam met dit, hou op bekommerd wees oor al hierdie gemors van die lewe. Hou op bekommerd wees oor dit wat nog moet kom, dit wat nog op pad is, en Jesus die realiteit. Jesus noem hierdie, want dit is presies wat ons doen, en wat ons aandag afvat of wegvat van dit wat regtig saak maak. God se koninkryk. Om hom te sien en hom te ken en by hom te wees. Selfs al is daar so baie ander goed wat moet gebeur, wat is belangriker as om te weet hy is by jou en hy is lief vir jou en hy roep jou om hom te ken in jou dag. 'n Gedeelte wat ek al baie na verwys het en oor gepraat het oor die jare is 'n gedeelte wat ek weer na wil verwys vanaand. En hier is net omdat dit so mooi uitwys. Maria en Martha, die sissies van Lazarus, vriende van Jesus. En Jesus kom kuier by hulle. En terwyl Jesus by hulle kom kuier by die 2 sissies is Martha so besig die hele tyd om alles reg te kry want sy is bekommerd. Jesus kom kuier en alles moet perfek wees, alles moet reg wees. En Maria sit net by Jesus se voete en luister na wat hy vertel. Luister na wat hy leer. Sy kan nie minder omgee oor al die gejaag, oor al die prioriteite, oor alles wat net besig is of rondgaan in die lewe nie. Sy sit by Jesus se voete. En Jesus sê vir Martha die volgende, toe sy sê, maar dit is onregverdig, sy doen niks nie, sy sit net daar, ek's besig met al die dinge, en Jesus antwoord in vers 41 van Lukas 10, maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Sien, dit is moontlik vir ons om so besig te wees, so vasgevang te wees in jou lewe, in al hierdie goeters. Hierdie wat so maklik vir ons belangrik raak, maar wat is belangrik op hierdie stadium van my lewe? Hierdie moet in die boonste laai, en hierdie is nie nou so belangrik nie, en ek moet net heeltyd kop hou van wat is belangrik en wat's minder belangrik. Dit kan so moontlik wees sodat jy so besig raak, en selfs jou lewe so vol is van jou worries en jou bekommernisse, en ek sê hierdie nie ligtelik nie, dat jou lewe so vol is van jou bekommernisse. Eintlik is jou lewe so vol van jouself, daar's nie ordentlik plek eintlik vir God nie. Daar's nie plek vir jou om hom te ken, vir hom deel te maak daarvan nie. En hier is eintlik die bottom line of die eenvoudige hart of waarheid net van vanaand se boodskap. As jy een ding kan onthou of een ding huis toe vat, dalk miskien is dit die volgende, en ek hoop vir die persoon wat hierdie dalk moet hoor vanaand, dat hierdie insink en dat jy hierdie moet hoor. Hou op om God in jou lewe te probeer inpas en begin om jou lewe om hom te bou. Want as ons dit doen, as ons probeer om God in te pas by ons lewe,
Ons kyk na alles wat moet gebeur en alles wat belangrik en ons probeer net dink, maar waar kan ek moontlik nog vir God ook 'n plek kry? Hy is belangrik. Ek moet hom iewers in hierdie boonste laai probeer insqueeze. As ons gaan probeer om God 'n plek te kry of om 'n plek te gee in ons lewe, in plaas daarvan om ons lewe om hom te bou, mis ons die punt. En John het dit verlede week so mooi gesê, in plaas daarvan om vir Jesus 'n laai te gee, of vir 'n seisoen 'n plek te gee, hy moet die kas besit. Hy moet die hele laaikas besit en vanaand kan ons dit net anders sê, hou op om jou lewe of om God in jou lewe in te pas en begin om jou lewe om hom te bou. As dit net reël kan wees vanaand, baie van ons vra, ons wonder oor goed, wat is God se plan vir my lewe? Hoe kan ek uitvind? Wat is God se plan vir my lewe? Dis 'n vraag wat baie van ons vra. Maar baie min van ons vra, maar hoe is my lewe deel van God se plan? Hoe is my lewe deel van God se groter plan? Hy wil tog iets doen en iets bereik. Hoe kan ek deel wees van dit wat hy wil doen? Die ironie is ons leef ons lewens dan vir onsself en vir ons planne en dan probeer ons God daarbey inpas en dis nie hoe dit werk nie. Hou op vra maar hoe pas God se plan in my lewe en in begin vra maar hoe pas my lewe binne God se koninkryk binne sy plan? So vanaand wil ek vir jou vra, waar in jou lewe moet jy jouself tweede plaas? Eerste dinge eerste. As ons wil eerlik wees oor prioriteite, oor die lewe, as jy op 'n plek is nou wat jy sê, okay, maar die eerste 5 maande van hierdie jaar is weg, is verby en die tweede helfte van hierdie jaar lê nou voor en dis tyd vir my prioriteite in orde te kry. Ons moet baie versigtig wees vir wie ons luister wanneer ons sulke planne begin maak. Want wat is die nommer 1 ding wat die wêreld vir jou gaan sê wanneer dit tyd is om jou prioriteite in orde te kry? Of wat lees ons op Facebook of op die feel good, dit wat daar in die wêreld uitgaan is, jy moet jouself eerste plaas. Dis tyd om jouself eerste te sit. Jy het nodig om jouself nou eerste te plaas. Dis nou 'n bietjie tyd vir jou. Julle eerste dinge eerste. Dis nie ons nie. Hy is eerste. Sy koninkryk is eerste. Waar in jou lewe het jy nodig om jouself tweede te begin plaas? Dalk miskien sit jy en jy sê Tommy, ek het nie idees waar om te begin nie. Ek weet nie hoe, wat, waar begin 'n mens? Vir herinner, vandag is Pinkster. Dis 'n belangrike dag in ons Christelike kalender, die dag waar die Heilige Gees uitgestort is en eintlik het gegee is as 'n geskenk so vir God se volgelinge van Jesus. En die rede daarvoor is boonbehalwe die feit dat God by ons wil wees en naby ons wil wees, is hy bemagtig ons. Hy gee vir ons krag, hy gee vir ons 'n roeping. En hy sê maar jy het nodig om dit wat jy ontvang het nie vir jouself te hou nie. Om dit met iemand anders te deel. As jy wonder waar begin ons? Eerste dinge eerste, waar begin ons? Johannes skryf die volgende in 1 Johannes 4 vers 19. Laat ons mekaar lief hê omdat hy ons eerste lief gehad het. Dis 'n goeie plek om te begin. Wie is daar in jou lewe wat nodig het om Jesus te ken? Wie is daar in jou lewe wat jy weet, soos wat jy hier sit, druk die Here daai persoon se naam waarskynlik op jou hart. Ek het nodig om by hulle uit te kom. Ek het nodig om tyd saam met hulle te spandeer. Wie selfs daai persoon wat die Here dalk nou op jou hart druk, dit is die laaste naam wat jy wou gehad het, want die Here weet dis moeilik om daai persoon lief te hê. Maar dis dalk juist die persoon wat jy moet lief hê. Eerste dinge eerste. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hom. So waar in jou lewe het jy nodig om jouself tweede te plaas? Kom ons sluit ons so en dan bid ons so saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om op hierdie dag, hierdie dag eintlik weer eens net so in ons Christelike kalender op Pinksterdag. Die dag wat U Gees gegee het vir ons ten volle. Die dag, Here, wat as 'n gedenkteken eintlik vir ons staan nou, dat ons kan weet wanneer die vyand vir ons kom lieg of ons kom voer met leuns, maar is ons belangrik vir U? Is my lewe 'n boonste laai prioriteit vir God? Here, dankie dat die uitstorting van die Heilige Gees 'n bewys is, U stel so belang. U wil by ons wees. U wil naby ons wees. U wil binne in ons wees. En U wil elkeen van ons ook gebruik.
En Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oomblik vanaand ook onsself weer aan kan herinner. 'n Lewe van prioriteite, 'n lewe van u koninkryk eerste dinge eerste. U het vir ons gewys hoe dit lyk, Here. U wat self gesê het, die seun van die mens, die seun van God, u het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En om die lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. En Here, dankie dat ons eerstehands kan getuig daarvan. Dankie dat u ons losgekoop het en vrygemaak het en die liefde aan ons bewys het. En Here, ek bid dat ons daai liefde wat u vir ons gee, nie net in ons harte sal hou nie, maar mag dit uitspoel uit ons lewens uit. En mag ons almal gaan en dink vanaand en regtig vra, innig ons hart teenoor U oopmaak en sê, Here, maar wie is daai persoon vir wie ons met liefde wys? Waar het ons nodig om onsself tweede te plaas? Waar het ons nodig om regtig ons prioriteite in orde te kry en onsself uit die eerste posisie uithaal? Dankie Hemelse Vader dat U dit vir ons moontlik maak. Dankie dat U vir ons daai insig, daai wysheid gee. En dankie Here dat U ons by die hand vat en saam met ons hierdie pad stap, want ons kan dit verseker nie alleen doen nie. Bid dat U met ons sal wees in hierdie week, Here. Behoed en bewaar ons. Hou ons veilig. Wees met ons in alles wat ons doen en alles wat ons sê. Ons dankie vir dit. In Jesus naam alleen. Amen. En amen. Ek wil jou regtig uitdaag en eintlik uitnooi dat as jy op 'n plek is in jou lewe en ek weet nie of dit dalk miskien iets is wat jy doen nie, maar so hier na die middel van die jaar toe, as mense begin dink, okay, maar is tyd om so 'n bietjie te reassess, is tyd om so 'n bietjie weer net stok te kyk en net te dink of te kyk, maar wie is ek, waarmee is ek besig, waarheen is my jaar op pad, hoe geloop my lewe tans, dat jy regtig erns sal maak met hierdie idee, waar lê jou prioriteite? En waar lê jou fokus op hierdie stadium? En as jy hulp nodig het daarmee, of jy wil graag met iemand gesels, is meer as welkom met ons kontak te maak. Bly agter vir gebed. Ons wil graag saam met jou bid en saam met jou daai pad stap. En ek moet julle ook net herinner of eintlik onder julle aandag bring, volgende week is daar geen aanddiens nie. Daar is volgende maandag is daar vakansiedag. Ek is baie bly daaroor. Ek dink hulle het dit reg gekry. Volgende Sondag is Vadersdag natuurlik ook en dan het hulle dit georganiseer dat die paas almal kan lekker laat slaap op maandag ook. So ja, geen aanddiens volgende Sondag aand nie, maar ons is dan weer oor 2 Sondae terug en ons skop ons ook af so met 'n splinternuwe reeks. So ek hoop om elkeen van julle daar te sien. As jy nou ry veilig, as jy saam kuier lekker. Mag die Here met jou wees. Totsiens.